Ek was seker so 2 weke by die huis nadat ek ontslaan is uit die hospitaal. Na ek 'n 3-vat hartomleiding gehad het, waartydens ek vir 4 minute klinies dood was. 2 jong verpleegsters het by my aangekom en hulle was besig met 'n navorsingsstudie oor die voorkoms van depressie by pasiënte wat omleidings gehad het. Hulle het kom sit en hulle het vir my gevra, maar hoe voel ek? En ek het vir hulle gesê, nee, deur die genade van die Here voel ek sterk en gesond en voel ek goed. Soveel beter as wat ek van tevore gevoel het. En hulle het vir my begin vra of ek nie tekens van depressie het nie. Hulle het 'n lang vraelys gehad wat hulle moes invul en op nie een van hierdie dinge kon ek sê, weet jy, dit is nou dat ek andersins voel as wat ek voorheen gevoel het nie. Maar toe omtrent so 'n week later, toe begin daar goed in my lyf gebeur. Ewe skielik het ek nagsweet gekry. Hier so tussen 2 uur en 3 uur in die oggend het ek aan die sweet gegaan, dat jy letterlik omtrent die lakens kon uitdroog en die water het gestroom. Ek het die dokter en die hospitaalpersoneel wat my behandel het gekontak en gevra, hoorie, wat is hierdie ding wat nou met my gebeur? En hulle het toe gesê, dit is as gevolg van al die adrenalien en ander medikasie wat hulle moes inspuit om my lewe te red, dat my liggaam nou besig is om homself skoon te maak. Dit het vir 'n hele paar maande aangehou. En ek sê altyd vir mense, weet jy, as my lyf reg is, dan kan ek die lewe veg. Maar die oomblik as jou lyf nie meer is wat hy was nie, dan begin dit nou nogals moeilik raak. Nou ek is doodseker jy het al gehoor van of jy ken die veg of vlug reaksie. Wanneer die leeu jou storm, dan is dit daai keuse wat jy in 'n breekdeel van 'n sekonde moet maak. Gaan ek veg? Gaan ek weghardloop? Gaan ek die boom klim? Wat gaan ek doen? Nou my belewenis was, die leeu kom vir my. En nou moet ek die keuse maak. Maar weet jy, my kop het ek vir dood gehardloop weg van hierdie leeu af. Maar my lyf het net daar bly staan, hy het gestol. Want hy was nie in staat om die emosionele druk wat gevolg het na hierdie traumatiese belewenis te hanteer nie. En dit het daartoe gelei dat ek in 'n diep gat van depressie verval het. Nou gepraat van die leeu, dit is dan nou ook ons tema vanoggend by ons Sondag stil word. As die leeu storm. Romeine 8 vers 37 tot 39. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Nou die realiteit is, ek het eers mooi tyd gehad om myself bymekaar te maak nie. Skaars uit die hospitaal moes ek begin werk, want die pot moet aan die kook gehou word, kinders moet kos kry, en as ek nie werk nie, dan is daar nie inkomste nie. Maar ek wil vir jou sê, daardie ou depressieleeu het my in die kop beet gekry. Ek was op 'n klomp medikasie waaraan my liggaam moes gewoond raak, en ewe skielik kon ek nie meer so lekker reguit dink nie. Jou kop was nie meer joune nie. Jy het lus gehad vir net mooi niks. Die hoogtepunt van 'n mens se dag was net om te gaan lê en te slaap en te probeer vergeet van alles. En dit is juist dan wanneer oom leeu jou beet kry, wat hy begin om allerhande dinge in die kop wakker te maak. Maar terselfdertyd is dit ook dan wanneer jou oorlewingsmeganismes inskop en jou hanteringsmeganismes. Die oorlewingsmeganismes is nou daai goed wanneer jou liggaam in 'n staat van so paraatheid is, wat hy instinktief reageer, wat jy sekere dinge doen, wat die adrenalien vrygestel word, en jy doen dinge net om aan die lewe te bly. Die hanteringsmeganismes is daardie dinge wat ons oor 'n lang tyd in ons lewens ontwikkel het, hoe om te kan cope met sekere situasies.
En nou het ek al vir jou gesê, dit is die wonderlike van wie ek en jy is. Elke mens is sy unieke mens. En elke mens hanteer elke situasie vanuit sy unieke menswees op 'n sekere manier. Oor baie jare het ons sekere maniere van doen aangeleer wat ons gehelp het om die stres en om al die druk wat ons mee stoei en worstel, hierdie ou leeu in die kop, hoe om dit te hanteer. En in 'n vorige stilword het ons daaroor gesels, die ou krikke wat elkeen van ons het. Party mense rook, party mense drink, party mense sluk 'n pil en so kan ek aangaan. Maar weet jy, interessante ding het gebeur. In hierdie tyd het ek begin verstaan dat sekere mense 'n groter geneigtheid het tot depressie. Navorsing het byvoorbeeld bewys dat die voorkoms van depressie baie groter is by vrouens as by mans. Die vrouens is meer die emosionele mense. Terwyl ons manne hierdie rots van Gibraltar is. Ons werk alles uit met die kop, jy weet, en ag, ek voel net so 'n bietjie onder die weer vandag. Maar dan is daar ook die meer emosionele manne. En ek dink ek val nou ook onder daai kategorie wat ook 'n groter geneigtheid het tot depressie. Omdat ons so met ons emosies op die mou lewe. En juis in hierdie tyd het ek onder leiding van die Gees besef, weet jy dat hierdie ding, hierdie blou leeu wat in my kop rondhol, eintlik al jare kom, van kleintyd af. So fisies was ek nie meer wat ek was nie. Emosioneel het ek soos 'n zombie gevoel. Dis soos die een vrou vir my gesê het, weet jy, of hulle nou vir my vertel van iemand wat verkrag is en van iemand wat op 'n muur getrap het, is dieselfde ding. Ek voel niks. En dit is die plateau, die zombie plateau, waar baie mense moet funksioneer. En dan geestelik. Geestelik het ek lus gehad vir niks. Ek het nie gevoel om my Bybel te lees nie, ek het nie gevoel om te bid nie. Ek was half kwaad vir die Here. Hoekom het hierdie ding met my gebeur? Soos jy nou gesê het, hoekom nie met jou nie? Want dit is juis in daardie noute tye as die ou leeu storm, dat ons gedwing word om oor dinge te dink waaroor ons nie normaalweg dink nie. Nou in daardie tyd was daar een skrifgedeelte wat vir my so uitgestaan het. En dit is die hele verhaal van Elia onder die besembos in 1 Konings 19. Hy het laat waai. Hy het al die Baal-profete laat doodmaak en toe ewe skielik, toe sê Isebel maar sy gaan hom om die lewe bring. Hy het weggevlug, bang vir sy lewe, en in die woestyn het hy onder 'n besembos gaan sit. En hy het gesê, Here, ek is klaar. Vat my nou net weg. Ek het nie meer lus vir niks nie. Ek is nou klaar. En hy het aan die slaap geraak. En toe skud 'n engel hom wakker. En die engel sê vir hom, eet, want jy moet ver stap. En hy het weer aan die slaap geraak. Die engel het hom weer wakker geskud en gesê, jy moet eet, want jy moet ver stap. So die eerste ding wat ek en jy moet onthou in hierdie situasies, is dat ek en jy 'n multidimensionele mens is. Bedoelende daarmee dat ons 'n liggaam, 'n siel en 'n gees het. So kyk waar begin die engel. Die engel sê vir hom, eet. So begin eers om jou liggaam sterk te kry. En Elia se liggaam het so sterk geword van die kos wat hy geëet het, dat hy vir 40 dae en 40 nagte aan mekaar kon stap tot by die berg Horeb. Gekom by Horeb, wat doen hy? Hy pak sy hart uit voor God. Hy sê, Here, vir al hierdie jare het ek gedoen wat U vir my gegee het om te doen. En Here, ek kan nie meer nie, en Here, ek wil nie meer nie, ek is nie meer lus nie. En toe gebeur daar 'n interessante ding. God sê vir hom, gaan na die bek van die grot toe. Gekom by die bek van die grot, het God omtrent so 'n magsvertoon vir hom gegee. Die aarde het geskud, 'n aardbewing het gekom, maar in die aardbewing was God nie. Daar het baie sterk wind gekom, maar in die wind was God nie. Daar het vuur gekom, maar in die vuur was God nie. En toe daar 'n sagte suising gekom. En in die stilte
het God vir hom gevra: Elia, wat maak jy hier? En weer 'n keer pak hy sy hart voor God uit. 'n Emosionele katarsis. Hy borrel oor. En toe hy nou klaar sy sê gesê het, toe sê God vir hom: Nou stuur ek jou. Staan op, ek stuur jou nou terug na waar jy vandaan gekom het. My oudste dogter het altyd vir my gesê: Pappa, as ek 'n gat slaan, weet pappa wat doen ek? Ek doen net iets. Ek doen net een ding om uit daai gat te kom. En dit is, ek besluit, wat gaan ek nou doen? Ek gaan nie langer lê, ek gaan nie langer sit nie. Wat moet ek nou doen? Nou ek weet vandag, daar's baie van julle wat ook met so depressiewe geneigtheid stoei en sukkel. Daai ou leeu hier in die kop. En ek wil vandag vir julle 'n boek aanbeveel. En die boek se naam is Lost Connections van Johann Hari. As jy nou self aan so 'n geneigtheid tot depressie ly, wil ek vir jou verseker, as jy hierdie boek lees, gaan jy soveel meer en beter verstaan van dit wat gebeur fisiologies, emosioneel en dan geestelik. Maar kom ons stop nou eers hier vandag. Volgende week kuier ons verder. Mag die Here vir jou ryklik seën en mag hy die sluise van seën wyd ooptrek oor jou menswees, na liggaam, siel en gees. En mag jy ervaar hoe hy deur sy gees vir jou ook kom verkoop, sodat jy die pad saam met hom kan stap. Liefde groete, Sjaal. Baie dankie Hemelvader, Here Jesus, Heilige Gees, dat U ons ken, want U het ons gemaak. En dat U presies weet waar elkeen van ons vandag nie net fisies is nie, maar ook in die hart en ook waar ons geestelik is. Dat U weet wat het ons nodig. Kom voorsien ook in alles wat ons nodig het, sodat ons ook elke dag met vreugde die pad saam met U kan stap. Amen. Die mooi Afrikaanse gesegde is mos: die een hand was die ander. Elke deel van die liggaam van Jesus Christus het 'n spesifieke taak. Nie een is belangriker as die ander nie, maar net so kan die een ook nie sonder die ander nie. Vandag wil ons jou weer uitnooi om saam met ons Jesus se hande en voete te wees. Maar voor ons daarby kom, weer net 'n baie groot dankie aan almal van julle vir julle liefde, julle omgee, gebede en ondersteuning. Daarsonder kan ons nie aanhou om 'n verskil te maak in so baie mense se lewens nie. As ledemate van die liggaam van Christus het ons ook mekaar nodig. En soos wat ek al met jou gedeel het hier by Lewe Lig, is ons 100% afhanklik van die donasies van ons ondersteuners. Daarom wil ons jou ook uitnooi, word deel van die verskil wat ons maak en maak jou donasie in die onderstaande rekening. Weereens baie dankie vir jou ondersteuning en dat jy help om 'n groot verskil aan ander mense se lewens te maak. Mag die Here jou ryklik seën. Oorvloedsmaat, liefde, seën en groete in Jesus naam.